Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u weer eens op hierdie nuwe môre Sondagoggend in die lieflike en kosbare naam van ons Here Jesus. Vanmôre is 'n baie spesiale Sondag. Dis Pinkstersondag. Dis die dag wat ons herdenk as die dag wanneer die Heilige Gees uitgestort is op aarde. Die Heilige Gees het gekom vir jou en vir my. Die Heilige Gees het gekom om elke dag by ons te wees. Die Heilige Gees het gekom om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die Heilige Gees het gekom om in die harte van God se kinders te woon en herskeppingswerk, geestelike herskeppingswerk in ons harte en ons siele te doen. Die Heilige Gees het gekom om alles aan ons te bevestig wat Jesus vir ons geleer het in die woord. Die Heilige Gees is elke dag saam met ons. Hy lei ons in die volle waarheid. Hy is ons trooster en ons vertrooster. En wat sal ons sonder die Heilige Gees doen? Ek vanmôre wil ek met die kosbare gedeelte deel uit die woord van die Here, waar ons duidelik die werking van die Heilige Gees ervaar. Ek praat nie vanmôre oor die uitstorting van die Heilige Gees spesifiek nie. Ek praat met u oor die werking van die Heilige Gees in elkeen van ons lewens. Op 'n manier wat u dit, ek is seker daarvan, nog nie gehoor het nie. Ons gaan vanmôre gedeelte saam lees in Openbaring 3, daarvan af vers 14 tot vers 22. U kan net volg terwyl ek dit vir u lees. Daar staan geskryf in Johannes, het onder leiding van die Here Jesus het hy hierdie brief geskryf, en ek lees vir u daarvan vers 14 af. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodisense. Dit sê die Amen in hoofletters, die getroue en waaragtige getuie, is Jesus, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader, vanmôre is ons weer eens so dankbaar dat ons rondom u woord kan stil word. Daar's altyd 'n kosbare les in die woord. Die Bybel, die woord van God, is u geskrewe woorde vir ons. Ons kan elke keer daarin lees en dan kry ons 'n nuwe boodskap. Vanmôre is so 'n spesiale dag, dis die uitstorting van die Heilige Gees wat ons herdenk. Ons wil dankie sê dat u vir ons nie as wese agtergelaat het, toe u opgevaar het na die hemel nie. Here Jesus, ons wil dankie sê dat u vir ons die Heilige Gees gestuur het. Ons wil dankie sê dat die Heilige Gees by ons kan wees en in ons kan kom woon. O Heilige Gees, ons wil vanmôre verklaar dat ons niks sonder u kan doen nie, maar dat ons u nodig het, dat ons afhanklik is van u. Ons wil bid dat u onsself vanmôre sal kom leer deur hierdie boodskap wie u regtig is, hoe u met ons praat, hoe u met ons werk, hoe u met ons op 'n besonderse wyse handel. Ons aanbid u daarvoor. En Here Jesus, ons bid dat u in ons midde verheerlik sal word in Jesus se naam. Amen.
Vriende, ek hou net weer 2 verse aan die vooruit ons geleesde gedeelte. Die eerste is Openbaring 3 vers 17 en dan ook vers 22. Vers 17 sê, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Baie keer dink ons het alles. Ons het geen gebrek nie. Jesus sê, as jy so sê, dan besef jy nie hoe arm en naak en blind jy is nie. En dan ook vers 22, want dit gaan oor die Heilige Gees vanmôre, sy werking in ons lewe, daar staan geskryf, wie oor het. As ons vanmôre oor het om te hoor, hy sê, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Dis die Heilige Gees wat met ons praat, en ek wil vanmôre met u oor 'n baie interessante tema praat, naamlik selftevredenheid aan die een kant, teenoor geestelike armoede aan die ander kant. Om selftevrede te wees en jouself tevrede te wees en dink jy het alles, jy kom niks kort nie, aan die een kant. Aan die ander kant, ons geestelike armoede. Nou vriende, ek eer weer eens die Here vir sy getrouheid. Want elke keer, nog voordat ek wonder waaroor ek gaan preek, dan wek die Heilige Gees die gedagte vir die volgende boodskap in my hart op. Hy werk daardie gedagtes in my om oor 'n onderwerp te praat. En met hierdie boodskap het die Heilige Gees reeds Dinsdag aand, terwyl ek aan die 3 kort boodskappe gewerk het, waaroor ek Woensdag tot Vrydag gepraat het, baie duidelik die Heilige Gees die gedagte in my binneste opgewek om spesifiek oor Openbaring 3 vers 17 en 18 vanmôre met u te praat. En omdat dit vanoggend Pinkstersondag is, soos ek reeds gesê het, en dit die dag is waarop ons spesifiek die uitstorting van die Heilige Gees herdenk, wou ek baie graag 'n boodskap bring waarin die Here Jesus en die Heilige Gees verhoog en verheerlik word. En daarom is ek so opgewonde oor hierdie boodskap van vanoggend, omdat dit presies is wat op my hart was. Nou vriende, terwyl ek hierdie skrifgedeelte uit Openbaring 3 vers 14 tot 22 in my stilligheid sit en bestudeer het en bedink het, kom die Here en hy openbaar op die wonderlikste manier aan my die Heilige Gees se betrokkenheid in hierdie boodskap van Openbaring 3 vers 17 en 18. Dit klink asof Jesus alleen hier praat, maar die Here kom en hy openbaar aan my, die Heilige Gees is daarin saam met hom betrokke. Kom ek lees dit weer vir u. Daar staan geskryf in Openbaring 3 vers 17 en 18, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Nou sê in vers 18, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Nou vriende, hier is die Here Jesus ongetwyfeld aan die woord, en hy waarsku daardie gemeente van Laodicea, wat bekend staan as die lou en afvallige gemeente, wat natuurlik dui op die kerk se geestelike toestand van die laaste dae. Daarom sê ons baie keer, ons leef geestelik gesproke in die Laodicea tyd. Dit is die laaste gemeente op aarde solank dit ons gaan bestaan. En dan waarsku Jesus hulle wat in hulle self tevredenheid dink dat hulle alles het wat 'n mens se hart kan begeer, en dink dat hulle aan geen ding in hulle lewe gebrek het nie. Daar's baie keer so 'n tyd in mense se lewens,
Hulle dink hulle het alles. Hulle het alles bereik. Hulle is so in hulle self tevrede, hulle dink hulle het geen gebrek aan niks nie. Maar hy waarsku ons. Hy waarsku daardie gemeente, hy waarsku ons vanmôre om te besef dat hulle 'n groot geestelike gebrek ly. Dat daar eintlik by hulle groter geestelike nood is wat hulle self besef, en daarom nooi hy hulle om van hom te koop. Hy sê, koop van my goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Baie interessante stellings wat Jesus hier maak. Maar weet jy vriende, die bevestiging van vanmôre se boodskap was vir my opgesluit in Openbaring 3 vers 22, waar daar geskryf staan, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. So dis die Here wat praat, Jesus wat praat, maar hy praat deur sy Heilige Gees. Hoor wat die Gees van God, die Heilige Gees, aan die gemeente sê. Hoor wat die Heilige Gees vanmôre aan jou en my wil sê. Ons sien dis baie duidelik ook die Heilige Gees se betrokkenheid in hierdie boodskap waaroor ons vanmôre gaan praat. Kom ons kyk, wat is die boodskap wat die Here vanmôre vir ons hier in Openbaring 3 vers 17 en 18 wil leer. Maar ons gaan eers kortliks fokus op Openbaring 3 vers 15 en 16, waar Jesus sê, ek ken jou werke, 'n baie bekende gedeelte waaroor daar ook min gepreek word. Ek ken jou werke, dis die lou en afvallige kerk van die laaste dae. Dis die kerktoestand wat nou op aarde heers. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie, maar tussenin is. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Die Here wil so graag hê dat ons warm moet wees, maar nou, omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond spuug. Die Here Jesus spel vir ons 3 geestelike toestande van die Laodicea gemeente uit, wat ook dui, soos ek reeds gesê het, op die kerk van nou, sy geestelike toestand, die kerk van die laaste dae, solank as wat ons nog hier op aarde sal bestaan. Die kerk, die huidige kerktoestand. Eerstens sê Jesus, was jy tog maar koud. Interessante ding wat hy hier sê, was jy tog maar koud. En dit dui op iemand wat al het hy of sy gesit onder die geklank van die evangelie van Jesus Christus. So hy het al baie, of jy het al baie die evangelie boodskap gehoor dat Jesus Christus sondaars red. Soos Paulus sê, van wie ek die vernaamste was, dan het dit nog nie genoeg indruk op hom of haar gemaak nie. En dit het hulle steeds onaangeroer gelaat vir die evangelie boodskap van Jesus. Hulle sit daar in die kerk, hulle hoor hierdie boodskap, as baie sulke mense, en dit maak niks aan hulle nie. Dit verander niks aan hulle. Dit skep nie eers 'n behoefte by hulle om hierdie Jesus Christus, van wie die evangelie boodskap verkondig word, te leer ken as hulle persoonlike verlosser en saligmaker nie. Hulle het net die kerkbanke warm gesit, maar dit het niks aan hulle harte en niks in hulle lewe verander nie. Vriende, soos daar baie mense, hulle sit die kerkbanke warm, hulle luister na boodskappe, kragtige evangeliese boodskappe. Daar sekerlik ook mense op my groepe of mense wat op YouTube na my boodskappe luister en hulle evangelie van Jesus duidelik gehoor het. Maar hulle ore is toe en hulle oë is geslote. Hulle hoor, maar hulle hoor nie. Hulle sien, maar hulle sien nie. En hulle word nie aangeroer deur die woord van die Here om by Jesus uit te kom en te erken dat hulle sondaars is nie. Hulle bly koud. Dis van wie Jesus hier praat. Was jy tog maar koud? Want ons kan eerder met iemand werk wat koud is, wat ver van die Here af is. Tweedens sê Jesus, was jy tog maar warm.
Dis die begeerte van die Here Jesus dat elkeen van ons geestelik warm sal wees. En dit dui op diegene wat so deur die evangelie van Jesus as redder en saligmaker aangegryp is. Iewers in ons lewe is ons aangegryp deur hierdie boodskap. Ons het die stem van die Heilige Gees in ons lewe gehoor. Dit het ons harte geraak. Ons is aangegryp deur die evangelie boodskap, soveel so dat dit 'n liefdesvuur en 'n ywer in ons harte vir Jesus Christus aangesteek het. En nou is ons harte brandende vir Jesus, soos daardie 2 Emmausgangers gesê het, was ons harte nie brandende toe hy in ons midde was nie. En as Jesus se evangelie in jou hart ingekom het, en jy besef het, ek het Jesus nodig, en jy het Jesus aangeneem as jou verlosser saligmaker, dan is daar 'n liefdesvuur, daar's 'n ywer, daar's 'n passie in jou hart aangesteek vir die Here Jesus. Miskien is daar iemand wat na my luister en sê, dit het nog nie in my lewe gebeur nie. Daar's dalk ander wat sê, ek weet waarvan jy praat. Daardie liefdesvuur is in my hart aangesteek vir die Here Jesus. Maar nou omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond spieg, sê Jesus in die 3de plek. Was jy maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is, jy's lou, ek sal jou uit my mond spoeg. Nou, vriende, lou dui op 'n sondige en 'n afvallige naam-Christen wat net 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, soos wat die woord sê, daar's niks van Jesus Christus, daar's niks van God en niks van die Heilige Gees in 'n lewens sigbaar nie. En dit walg die Here. Dis 'n lewe wat die Here Jesus walg. Daarom sê ek sal jou uit my mond spuug. Ek sal jou uitspoeg, kan ons sê. Jy weet, die hartseer is dat die Heilige Gees 'n invloed in almal van ons se lewe gehad het. Met ander woorde, hy het 'n invloed in die een wat koud is se lewe gehad. Hy het 'n invloed in die ene wat warm is se lewe gehad. Want hy het daarin geslaag om daardie persoon te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En daardie persoon het besef, net Jesus kan my red uit hierdie toestand. Hy het ook 'n invloed gehad in daardie persoon of persone wat nou lou is. Hulle dien nie meer die Here nie. Hulle het nie meer 'n passie vir Jesus en vir sy saak nie. En die Heilige Gees het in almal se lewe 'n invloed gehad. Ook in jou en my lewe het die Heilige Gees 'n invloed gehad, hopelik nog steeds. Kom ek haal vir u skrif aan. Skrif wat bewys dat die Heilige Gees in elke mens op aarde se lewe 'n invloed probeer uitoefen. Hy praat met ons. Hy maak bemoeienis met elke mens in hulle verlore toestand. En hy sê in Johannes 16 vers 8 is Jesus wat in die woord is. Hy sê, en as hy kom, hy verwys na die Heilige Gees, sal hy, die Heilige Gees, die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde en geregtigheid, dat God 'n regverdige God is, 'n genadige God is, 'n liefdevolle God, en oordeel. Beteken dat elkeen wat daardie woord wegstoot van hulle af, wat Jesus wegstoot van hulle af, wat die boodskap van Jesus se verlossing ignoreer, daar wag 'n oordeel op hulle. Johannes 15 vers 26 sê, maar as die trooster, weer eens Jesus wat praat, as die trooster gekom het, wat ek vir julle van my Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, want hy gaan van die waarheid getuig, en Jesus is die waarheid, en hy getuig van die waarheid, hy sê, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan. Wanneer hy gekom het, sal die Gees van die waarheid getuig van my, sê Jesus. Hy sal vir mense sê, Jesus alleen red, Jesus alleen is ons antwoord, hy is die weg en die waarheid en die lewe. Onthou, die Heilige Gees laat val altyd die lig op Jesus. Daarom het Jesus gesê, as ek van die aarde verhoog word, sal ek mense na my toe trek. En dis wat die Heilige Gees doen, hy verhoog Jesus, en mense word na Jesus toe getrek. Wanneer Jesus verhoog word, Openbaring 3 vers 20, daar die bekende skrif wat ons vanmôre weer gelees het, wat sê, en dis Jesus se woorde, hy sê, kyk ek staan by die deur en ek klop,
As iemand my stem hoor en die deur oopmaak. Wie se stem is dit? Dis die Heilige Gees wat met ons praat. Jesus sê, dis my stem, want hy en die Heilige Gees is een, en hy en die Vader is een. Hy sê, as iemand my stem hoor, hy roep na ons, hy pleit by ons, terwyl hy klop in ons hartsdeure. Hy sê, en as ons oopmaak, sal ek ingaan. Nou gaan die Heilige Gees in, want hy verteenwoordig Jesus. Woord sê, wanneer ons lewe aan Jesus gee, kom woon die Heilige Gees in ons harte. Hy sê, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Hy verteenwoordig Jesus. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is een. En nou kom Jesus se waarskuwing en sy uitnodiging in Openbaring 3 vers 17 en 18. Eerstens sy waarskuwing. Mense dink aardse skatte en aardse rykdom, en mense werk net om aardse dinge bymekaar te maak. Mense dink dit bring geluk en vul hulle harte met bevrediging. Hulle dink dat as jy genoeg geld het en genoeg aardse skatte het en jy kan vir môre voorberei, dit bevredig al ons behoeftes. Jesus laat die klem daarop val en hy sê in Openbaring 3 vers 17, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Baie mense dink, ek moet soveel as moontlik rykdom hê, want dit bevredig my. Nou vriende, dit klink asof ek 'n ding het met mense wat welgesteld is. Nee, dis wat die woord sê, ons praat oor wat die woord ons vanmôre leer. Dit mag dalk die lewe gemakliker maak vir baie mense, maar dis tydelik. Dis tydelik om geld in die bank te hê, genoeg geld in die bank te hê. Dis tydelik om mooi aardse dinge te besit. Dis alles tydelik, want dit hou geen ewigheidswaarde in. En dis waarteen Jesus waarsku vanmôre. En dit het my onmiddellik laat dink aan die ryk man van die verhaal wat ons lees in Lukas 12 vers 15 tot 21. Kom ek lees dit vir u. Is baie bekend. Kom ek lees dit net weer vir u. Jesus sê aan die woord en daar staan geskryf en hy sê vir hulle, vir sy disippels, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Here sê in die laaste dae sal mense geldgieriges wees, grootpraters en trotsaards. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. So waar. Is dit presies wat Jesus sê? Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra. Hy was geseënd en het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en groter bou en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. Net meer en meer versamel op verganklike aarde. Vers 19, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, rus, eet, drink, wees vrolik. Drink, wees vrolik, dis waaroor dit gaan vir baie mense. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? Sien, dis die moeilikheid. Iemand anders kry dit alles, wat jy bymekaar gemaak het vir alle jare. So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Hoor jy wat sê hierdie woord? En hy vergader vir hom skatte op die aarde en hy is nie ryk in God nie. Dis presies wat Jesus vir ons vanmôre sê in hierdie gedeelte. Maar dit gaan ook nie net vir almal oor rykdom nie, want baie mense is nie skatryk nie en het nie baie aardse besittings nie. Dit gaan vir hulle oor hierdie plesier. Neem, eet, rus, geniet jouself. Drink en wees vrolik. En baie mense se lewe gaan oor die plesiere en die genot in hierdie lewe, wat die lewe hulle bied. So Jesus waarsku julle eerstens, hy sê, julle bedink, julle het alles.
kom na my toe. En dan waarsku Jesus almal met hierdie woorde in Openbaring 3 vers 17, want jy sê ek is ryk en ek het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is, jy wat so gedink het dat jy alles het, dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig. Ellendig beteken jy is hulpeloos, jy is verlore. Beklaanswaardig, jy is eintlik bejammeringswaardig, want jy besef nie hoe verlore jy is nie. Arm, 'n ander vertaling sê armlastig, en blind, is mense wat nie kan sien nie, en is geestelik waarna Jesus hier verwys. Geestelik blind, blind en naak, kaal, geestelik kaal. Vriende, dit beeld vir ons die mens se ellendige en gebrekkige geestelike toestand voor God uit. Dis hoe ons voor God lyk. Dan nou die Here kyk dwars deur die mens. Hy sien elke mens se geheime, hy sien elke verborgde dinge in ons lewe. Hy weet alles, hy ken ons hart, hy ken ons geestelike toestand, hy weet presies wat ons verhouding met hom is en of daar 'n verhouding is met hom. En dan vind ons Jesus se uitnodiging aan almal. Eers waarsku hy, en waarsku en nou sê hy, daar's 'n uitnodiging. En hier sien ons nou die goddelike invloed en die werk van die Heilige Gees in mense se lewens. Wanneer ons praat van hierdie uitnodiging, moet ons onthou, dis die Heilige Gees wat aan ons daardie uitnodiging rig, waarvan Jesus hier gepraat het. Vers 22, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Wie oor het, ons het almal ore, al kan ons nie met hierdie ore regtig hoor nie. Ons het geestelike ore. Mense kan doof wees, regtig doof wees. Dan hoor hulle die stem van die Heilige Gees in hulle harte. Hy sê, laat hom hoor wat die Gees, die Heilige Gees, aan die gemeente sê, aan jou en my sê. Koop van my goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. Koop van my, sê die Here Jesus, goud, wat deur vuur gelouter is, egte, suiwer goud. Jesus gebruik simboliese taal, vriende, maar praat op 'n praktiese manier wat ons almal mooi kan verstaan. Hy praat op so 'n manier dat ons dit kan verstaan wat hy vir ons wil sê. Van die vroegste eeue af was goud uit die dieptes van die aarde ontgin. Ons lees daarvan, gaan lees vir interessantheid in Job 28 vers 1 tot 11. Daar lees hy van alles wat onder uit die aarde uitgehaal word, al die metale wat uitgehaal word in die dieptes van die aarde. Hy praat van 'n smeltoond wat opgerig word om die gouderts te smelt en sodat dit suiwer goud kan wees. En dit is een van die duurste edelmetale wat in al die jare as ruilhandelmiddel gedien het. Ons weet dit. Nou dat die ekonomie van die wêreld so swak is, sê almal, belê jou geld in goudaandele. So moet ons ook deur God se smeltoond, naamlik deur die Heilige Gees gesmelt en gereinig en gesuiwer word om 'n rein lewe voor God te hê. En dit is baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Ons moet 'n rein lewe voor God hê. Die Heilige Gees suiwer ons harte deur met ons te praat en ons te lei om met God reg te wandel. In die begin van hierdie boodskap het ek vir u mooi laat verstaan dat die Heilige Gees 'n baie belangrike rol speel in hierdie boodskap wat ek vanmôre met u deel. Dis die Heilige Gees wat ons smeltkroes is, wat vir ons oortuig van sonde, en wat moet ons so handel dat ons uiteindelik gewillig sal wees om deur God gereinig te word van ons sondes. En daarom moet ons altyd ons harte en ons lewens oopstel vir die Heilige Gees wat ons oortuig en wat ons lei op hierdie pad sodat ons gewas kan word deur die bloed van die lam
om gereinig te word en aanhou met hierdie reinigingsproses in ons lewe, so spoelgoud. Weet, ek het nie eens daarna verwys toe ons gepraat het oor die goud nie, maar baie mense het vroeër jare spoelgoud, het hulle bymekaar gemaak, wat deur die delwer oor en oor gewas word, om dit skoon te kry. En dan word dit gesmelt, daar die bietjie goud wat hy bymekaar gemaak het, wat hy gewas het, oor en oor gewas het, dan word dit gesmelt, sodat dit die goud van die vullis geskei kan word, en sodat daar die goud suiwer kan wees. Intussen het die goudsmeltoonde so ontwikkel, dat dit absoluut daar die goud tot op die hoogste maat kan suiwer. Maar die goud wat Jesus ons aanbied om te koop, is volkome suiwer goud, helder soos kristal. Nou, ek wil vir julle lees in Psalm 12 vers 7 sê die psalmdigter, die woorde van die Here is rein woorde. Sien, die woorde van die Here is rein. En waar hy tot ons harte spreek, dan spreek hy rein woorde tot ons harte. Hy sê, die woord van die Here is rein woorde. Silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer, 7 maal gesuiwer. Nou so kom die Here en hy suiwer ons harte. Hy reinig ons harte van al die sonde, skuld en smet. So moet ons ook deur die smeltoond van die Heilige Gees gesuiwer word, sodat ons geestelik kan ryk word. Baie belangrik dat ons sal verstaan, die Here wil hê ons moet geestelik ryk wees. Ons is soos goud vir hom. Goud, waardevol. Openbaring 3 vers 18, die A-gedeelte wat sê, ek raai jou aan om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. Dis na ons geestelike lewe, waardeur Jesus verwys, of waarna hy verwys. Maar in die tweede plek sê hy, en trek vir julle wit klere aan, dat jy die skande van jou naaktheid kan bedek. Trek vir jou wit klere aan, skoon klere. Wit dui op reinheid, dui op klere wat gewas is, skoon gewas is, wat met 'n bleikmiddel dalk baie wit gemaak is. Trek vir julle wit klere aan, dui op daardie reinheid wat ons moet ontvang om julle naaktheid te bedek. Die naaktheid dui op sonde wat bedek moet word met skoon wit klere. Nou, die skrif sê vir ons harte word skoon gewas deur die bloed van die lam. En dan sal dit wit wees soos sneeu. Openbaring 3 vers 18, die B-gedeelte sê, en koop van my wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. Die skande van ons naaktheid, van ons sonde, nie openbaar kan word nie. Ons moet beklee word met die Heilige Gees. Die woord leer vir ons verskeie plekke, daar in Kolossense 3 en baie ander plekke, leer die woord vir ons, dat ons die Heilige Gees soos 'n kleed moet aantrek, 'n wit kleed, om ons naaktheid te bedek. Toe ons as sondaars onder die oortuiging van die Heilige Gees, want dit is die Heilige Gees wat my oortuig het van sonde, en wat alle mense oortuig van sonde, toe ons onder die oortuiging van die Heilige Gees na Jesus toe gevlug het, om ons uit ons verlore sondige toestand te red, want ek het na hom toe gegaan en gesê, Here Jesus, ek is 'n sondaar, red my, het hy ons ook gereinig en gewas in sy bloed. Dis wat die woord ons sê. Die oomblik toe ons as sondaars na Jesus toe gegaan het en gesê het, Here, ek is 'n sondaar, red my, het hy my gewas in sy kosbare bloed. Openbaring 1 vers 5 sê, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Toe ek na Jesus toe gegaan het, daarom praat ons van, ek is 'n bloedgewaste Christen. Dit is op grond van skrif wat sê, ons is gewas in die bloed van die lam Jesus Christus. En daarna bely ons as kinders van die Here steeds gereeld die sondes waarvan die Heilige Gees ons oortuig. Woord sê,
Niemand is sonder sonde nie. As iemand sê, ek het geen sonde nie, lieg hy vir homself en die waarheid is nie in hom nie, sê die woord. En die Heilige Gees woon in my hart. Die Heilige Gees word bedroef deur sonde. Die Heilige Gees kan selfs uitgeblus word, sê die woord, in mense se lewens, omdat hulle aanhou sonde doen en die vuilste en lelikste sondes doen, terwyl hulle God se kinders is. Dis moontlik. Maar die Heilige Gees is daar. Hy oortuig ons steeds van sonde. Hy maak ons bewus van sonde in ons lewe en dan word ons steeds gereinig deur die bloed van die lam, sodat ons altyd 'n skoon wit kleed, 'n rein kleed kan aan hê om ons naaktheid te bedek. Daar's sommige tye wat die Here ons nie eens bewus maak van sonde nie, want die Here se bloed is soos die golwe van die see, dit reinig ons. Maar die Heilige Gees se invloed is om jou en my bewus te maak van sonde. Want die Here wil hê ons moet rein en heilig wees. En hoe kan ons rein en heilig word as ons nie ons swakhede en ons sonde erken en raak sien nie? In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar geskryf, as ons sondes bely, hy, God, is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ek moet bely, elke keer wanneer ek agterkom, ek het dalk gelieg, of ek was kwaad, en ek het lelik gepraat, mag die Here genade gee dat dit nie so sal wees nie. Maar, dan moet ons bely. Ons moet ons sonde bely. Dit gebeur alles onder die invloed en natuurlik die oortuigingswerk van die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees van God so nodig, vriende. Ons sou nie eers van Jesus geweet het nie. Ons sou nie eens onder sonde oortuiging gekom het as ons nie die Heilige Gees gehad het wat ons van Jesus geleer het nie. Maar laastens sê Jesus, en koop van my salf, om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Salf om jou oë te, om te kan, aan jou oë te smeer en te kan sien. Vriende, ek het by geleentheid het ek ontdek dat oogsalf geweldig wonderwerke kan doen. Nie net aan ons oë nie, maar ook selfs aan 'n wond. En nou sê die Here, koop van my oogsalf. Salf wat jy in jou oog kan smeer, sodat jy kan sien. Nou vriende, die gedagte is, alle sondaars is geestelik blind gebore. Elkeen van ons is geestelik blind gebore. Ons sien nie ons eie verlore sondige toestand raak nie. Johannes 9 vers 39 sê, en Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, dis alle mense, mag sien. Maar nou is daar diegene wat dink hulle sien. Nou sê, en die wat sien, dat hulle blind mag word. Hulle dink hulle sien, maar eintlik is hulle blind. Nou sê die Heer Jesus het eers gesê, hy sê ek het tot 'n oordeel in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien. En ek en jy kan alleen deur daardie salf, oogsalf, wat eintlik die werking van die Heilige Gees is, kan ons eie blindheid sien. In Handelinge 26 vers 17 en 18 lees ons hoe Paulus getuig dat die Here Jesus hom geroep het om van hom te getuig onder die heidense nasies. Hy getuig van sy roeping hier in Johannes 26 vers 17 en 18. Nou hoor wat sê hy. Hy sê terwyl hy praat asof dit Jesus is, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie ek jou nou stuur. Jesus het dit vir hom gesê. Met watter boodskap? Om hulle oë te open. Om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer. En van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Ek stuur jou, gaan preek die evangelie, gaan verkondig Jesus, sodat hulle oë geopen kan word. En hulle kan bekeer van die duisternis tot die lig, tot die wonderbare lig, en dis Jesus Christus. Die stad Laodicea was bekend vir 'n oogsalf wat hulle ontwikkel het, en daardie oogsalf het wondere verrig.
En daarom praat Jesus met hulle oor 'n salf wat hulle moet koop om hulle oë te smeer, want hulle dit verstaan. Openbaring 3 vers 18, ek raai jou aan om van my te koop, salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Vriende, daardie geestelike oogsalf wat Jesus aan ons verkoop, om aan ons oë te smeer sodat ons kan sien, is die Heilige Gees. Die Heilige Gees maak ons oë oop. Die Heilige Gees maak dat ons kan sien. Die Heilige Gees skep nuwe lewe in ons binneste wedergeboorte. Hy maak die geestelike blindes se oë oop sodat hulle verlorenheid kan raak sien om na Jesus toe te vlug vir hulle redding. En die les wat ons vanmôre geleer het en wat ons altyd van die Heilige Gees sal onthou, is dat ons niks sonder die Heilige Gees kan doen nie. Die Heilige Gees help vir ons om geestelike dinge te ontdek en geestelike dinge te ervaar, want hy het 'n invloed, geestelike invloed in elkeen van ons se lewens. Vriende, stel jouself vanmôre oop aan die Heilige Gees van God. Sê, o Heilige Gees, kom, vul my lewe. Neem beheer van my lewe. Ek het U so nodig. Daarom het die Heilige Gees gekom op Pinksterdag, omdat ons hom nodig het. Verklaar U afhanklikheid in Jesus se naam van die Heilige Gees. Oordink hierdie woord. Kom ons bid net saam. Here, dankie. Dankie vir U Heilige Gees. Ons weet nie hoe om dankie te sê nie. Dankie dat U vir ons U Gees gestuur het om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dat dit U Gees is wat ons in die volle waarheid lei. Dat dit die Gees is wat ons oë open dat ons kan sien. Dat dit U Gees is wat ons skatryk maak. Help ons, Here, om elke dag te sê, o Heilige Gees, ons het U nodig. Ons is afhanklik van U. Ons bid in Jesus se naam dat U ook vir ons altyd daaraan sal herinner. Seën vir ons in hierdie week wat voorlê en word verheerlik in Jesus se naam. Amen. My vriende, die Heilige Gees is 'n wonderlike instrument wat ons lewens verander. Is 'n goddelike instrument wat God gestuur het om ons lewens te verander. Seën vir die dag, seën vir die week. Totsiens.